Baie welkom by ons erediens. Ons het natuurlik weer die groot voorreg om dan te weet dat ons ook aanlyn in hierdie tyd en omstandigheid waarin ons tans is, dat ons ook op hierdie wyse saam die erediens kan hou. En een saak wat baie belangrik is, wat ek graag wil beklemtoon aan die begin, is dat ons sal weet, dat maak nie saak waar ons is, wanneer jy ook dalk deel in hierdie erediens. Van een saak kan jy baie seker wees. En dit is, dat die Here God vir ons verseker, dat hy met elkeen van ons is. Nergens in hierdie wêreld kan 'n mens wees waar God nie is nie. Met die uitstorting van die Heilige Gees is God altyd oral saam met elkeen van ons. En ons het daarom die groot voorreg om vandag dan ook te kan deel in 'n erediens. Maak nie saak wat die omstandighede is en waar jy is nie, maar dat jy kan weet, die Here God verseker vir jou wat sy kind is, dat hy ook daar saam met elkeen van ons is. Ek wil baie graag net noem dat ons weet, corona, COVID-19, die is nou al vir meer as 'n jaar en hoeveel maande deel van ons elkeen se lewe. En ons het al die voorreg gehad om terug te gaan kerk toe in eredienste, maar ons het al 'n hele paar ook so aanlyn gedoen. Maar juist dan in die gemeente het ons verneem van soveel gemeentelede wat al reeds dalk die virus gehad het en herstel het. Aan God al die dank en eer daarvoor. Op die oomblik is daar ook klompie gemeentelede wat op hierdie stadium positief getoets het en in 'n kwarantyne tydperk is. Maar baie dankie vir elkeen van julle se getuienis in hierdie verband. En mag die Here dan ook die genesing gee, soos hy dit alleen vir mense dan ook kan gee. Ons probeer regtig van die gemeente se kant af, en daar word baie moeite gedoen, om soveel as moontlik inligting deur te gee rondom hierdie virus. En daarom sal julle gereeld opdaterings kry, ook op die gemeente se WhatsApp groepe, sodat elkeen ook kan weet wat die huidige stand van sake is. En wat vir my so verstommend is dat daar word die hand so op die stoom gehou, dat kraakvars nuus nie baie lank vat voordat dit dan elkeen van Parkry se lidmate ook dan bereik. Baie dankie vir elkeen wat regtig waar moeite doen om ook op hierdie wyse vir ons almal op hoogte van sake te hou. Ek het die groot voorreg om vandag weer vir jou dan te kan verwelkom en te kan groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hierdie God wat vir ons verseker dat hy altyd getrou is, dat hy vir ons altyd in sy hand hou en dat niks en niemand ons ooit uit sy hand kan ruk nie. Ons het die groot voorreg om hierdie goeie God in wie ons glo dan te loof met ons lofsang.
wêreld waarin ons leef en die samelewing waarin ons bevind, het talle voorbeelde daarvan dat daar bepaalde hiërargieë hulle self voordoen in hierdie wêreld. In 'n hiërargiese struktuur is gewoonlik waar daar mense in 'n boonste vlak is en in 'n middelvlak en 'n onderste vlak, sommer nou maar net 'n veralgemening om dit te probeer verduidelik. En gewoonlik wat gebeur is in 'n hiërargie dat mense wat in die boonste vlak is, hulle is die mense wat vergader en besluite neem en dan opdragte gee dat hierdie opdragte uitgevoer moet word. En dit word dan al hoe verder afgewentel tot mense as dit ware dan op voetsoolvlak. En op voetsoolvlak is dit gewoonlik mense wat hoor wat hulle moet doen. En nou nogal belangrik daarin, dis dalk nie vir hulle lekker nie. Hulle stem dalk nie daarmee saam nie. En al wil hulle dit nie doen nie, kan hulle nie verset nie. Hulle moet dit doen. Dis hoe 'n hiërargie werk. 'n Voorbeeld hiervan sou 'n mens as dit ware kon sê is partykeer 'n militêre struktuur, waar die voetsoldaat op die front voor hierdie werk moet doen. Weereens, of hulle daarmee saamstem of nie, dit is 'n manier om as dit ware die boodskap terug te stuur en hoor op te gaan, sodat mense wat die besluitnemersvlak is, dat hulle sou kon hoor wat die mening van mense op voetsoolvlak is nie. Nee, die opdrag moet uitgevoer word, die werk moet gedoen word. En gewoonlik, sommer so 'n rowwe struktuur, is gewoonlik dat 'n hiërargie werk so, dat daar aan die bopunt, soos in 'n driehoek, 'n kleiner gedeelte is, maar hieronder, waar die werk gedoen moet word, is die meeste. Stel jou voor, hoe sou 'n organisasie werk wat so lyk, waarin daar baie mense is wat al die besluitneming doen, en daar skaars iemand wou om die opdragte uit te voer, of om die werk dan te doen. Nee, so sou dit definitief nie kan werk nie. Dit sou baie jammer wees, dat mense dalk sou dink dat die kerk van die Here Jesus so 'n hiërargiese ordening is. Want dit is nie. Nee, die kerk van die Here Jesus is uniek. In die koninkryk van God werk dit baie keer anders as in hierdie wêreld. Hoor maar weer, baie keer anders as in hierdie wêreld. En 'n pragtige voorbeeld daarvan vind ons dan weer in Handelinge 10. En ek wil daarom vandag vir jou ook vra, dat wanneer ons dan nou die geleentheid het om uit die Bybel uit te lees, dat ek weer vir jou gaan vra om asseblief saam met my jou hande oop te maak. En ons kan ons oë oop hou, wanneer ons dan ook in hierdie gebed verenig om te sê, Here God, seën asseblief u woord aan elkeen van ons ook weer vandag. Amen. Kom ons lees die eerste 6 verse, hoewel ons verder ook in hierdie hoofstuk sal gaan, maar kom ons lees die eerste 6 verse van Handelinge 10. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend. Hy en sy hele gesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3 uur het hy in 'n gesig duidelik 'n engel van God na hom toe sien kom, wat na hom roep. Cornelius. Cornelius het hom verskrik aangekyk en gesê, wat is dit, meneer? Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen. En hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier wat by die see woon. In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, word daar verwys na 2 manne, Cornelius en Petrus. Nou, ek dink dit is baie belangrik dat ons 'n bietjie sal gaan kyk na elkeen van hulle. Petrus, die weet ons was van beroep 'n visserman. En wanneer Jesus vir hom saam met sy broer Andreas en ook waarskynlik Johannes en Jakobus en van die ander vissermanne dan roep om sy disippels te wees in hierdie wêreld, dan word Petrus 'n oog en 'n oorgetuie, iemand wat kan sien en hoor alles wat Jesus gedoen het vir ongeveer 3 jaar lank. Hy het baie geleer in daardie tyd. En ja, saam met Jakobus en Johannes vorm hy eintlik ook dan die binnekring van Jesus se disippels. Hy het voorregte saam met Johannes en Jakobus wat van die ander disippels dalk nou nie gehad het nie. Petrus is ook die man wat saam met Johannes in die voorafgaande hoofstukke in Handelinge die mense is wat voor die Joodse raad staan en vir hierdie Joodse raad sê, julle moet maar self besluit, moet 'n mens aan mense gehoorsaam wees of aan God? Maar wat ons betref, ons is aan God gehoorsaam. As dit ware hierdie hele Joodse raad met hulle hande en hulle hare, want hulle kan nie glo dat 2
vissermanne van beroep, hulle almal as het ware tot stilswye bring. Maar dis nie waar dit alleen dan eindig nie. Petrus onder leiding van die Gees kry ook 'n ander taak. En dit is dat hy na Kornelius se huis toe moet gaan. Dis Petrus, 'n disipel. Iemand wat baie te vertel het van wat Jesus op aarde gedoen het en van wat dit beteken om nou deur die Gees van God gelei te wees. En natuurlik, dit moet ons nie uit die oog verloor nie, was Petrus 'n Jood. Die ander persoon wat in hierdie hoofstuk aan ons bekend gestel word, is Cornelius, 'n Italianer, in diens van die Romeinse weermag. Hy is die bevelvoerder van hierdie Italiaanse regiment. 'n Man wat ons 'n hele paar dinge dan van lees en leer. 'n Man wat godvreesend is, godsdienstig, wat baie doen om die armes onder die Jode te help en wat ook gereeld bid. Die belangrike is egter ook om dan daarop te let dat hy nie 'n Jood is nie. En daarom sou hy as het ware eerder die beskrywing en in die kategorie van heiden inpas. En so werk dit in die koninkryk van God. Dat God vir Cornelius raak gesien het. En wat hy doen. En ons moet nou maar ook vandag weer mekaar daaraan herinner, dat die Here God kon self aan Cornelius verskyn het. Hy kon self vir hom 'n openbaring gegee het, soos wat Paulus byvoorbeeld gehad het op die pad na Damaskus. Maar God besluit om te werk op die manier waarop hy nog tot vandag toe werk. En daardie manier is dat hy deur mense werk, dat hy in mense werk, dat hy met mense werk. Mense soos ek en jy. Ja, ons het wel die voorbeeld hierso van 'n Petrus aan die een kant en 'n Cornelius aan die ander kant, maar ons moet nie mis dat dit in die koninkryk van God nie oor 'n bepaalde hiërargie gaan van waarin daar belangriker mense is en minder belangrike mense is nie. Mense in die boonste kategorie en in die onderste kategorie. Nee. God se koninkryk is almal gelyk. Is ek en jy gelyk. En voordat Petrus en Cornelius mekaar kon ontmoet, is daar 'n paar dinge wat ook nog moet gebeur en 'n verdere openbaring, sodat ons van elkeen van hierdie manne dan ook in hierdie gedeelte aantref. Cornelius word die opdrag gegee om vir Simon, die ander naam vir Petrus, by die man Simon wat 'n leerlooier is, daar in Joppe, sy huis te gaan haal. 2 van sy huisbediendes en 'n leiwag stuur hy na Joppe toe om vir Petrus te gaan haal. Terwyl hulle op pad is na Joppe, gebeur daar 'n interessante ding. En dit is dat Petrus, wanneer hy een middag regmaak om te bid, dan verskyn daar hierdie volgende beeld aan hom. Ons lees daarvan in vers 11. Hy het die hemel oop gesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die 4-voetige en kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, "Kom Petrus, slag en eet." Maar Petrus sê, "Nooit nie, Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie." Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer vir hom sê, "Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie." Dit het 'n derde keer gebeur, en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. En dan lees ons dat terwyl Petrus nog wonder oor wat al hierdie dinge kan gebeur, kom daar die 3 manne daaraan en sê dat hy na Cornelius toe moet gaan. Die agtergekom dat daar 'n baie interessante ding is wat Petrus dan ook vir die Here sê, wanneer die Here vir hom sê, slag en eet. Want hier in hierdie doek wat hy in die hemel gesien het, of wat neergedaal het, daarop was onrein diere. En dit was een van die voorskrifte gewees, dat die Jode nie toegelaat was om onrein diere te eet nie. En enige iets wat onrein was, sou al die ander wat op hierdie doek was ook onrein maak. En dis ongelukkig was die werklikheid gewees van onreinheid, dat dit vreeslik aansteeklik was, dat dit baie maklik kon versprei, en dat daar bepaalde wette daar rondom was, om dan eers weer hierdie onreinheid van ontslae te raak. Petrus, 'n Jood, en dit het ons dalk nie altyd van Petrus geweet nie, maar sonder huiwering kan hy, nie vir mense nie, maar hy sê vir God, hy het nog nooit iets geëet wat onrein is nie. Petrus het by hierdie voorskrifte ook gehou, en nou kom God, en hy wys vir hom,
en sê vir hom, slag en eet van dit wat op hierdie doek is. 2 keer het dit gebeur, 'n derde keer het dit gebeur. Terwyl Petrus nog wonder daaroor, word dit natuurlik ook dan prakties in sy lewe. Naamlik dat die 3 manne daar aankom en vir hom sê, Kornelius het ons gestuur. En jy moet saam met ons van Joppa af na Caesarea toe gaan. Die Here het deur 'n engel ook vir Kornelius gesê om vir Petrus te laat haal. En Petrus moet so toe gaan. Met ander woorde, alles wat ons nou al reeds van Petrus weet, as 'n Jood en iemand wat regtig gehou het by hierdie wette, 'n disipel van Jesus, 'n oog en oor getuie van alles wat Jesus gedoen het, hy moet nou na 'n heiden toe gaan. En om na 'n heiden toe te gaan en in sy huis in te gaan, was al reeds as het ware ondenkbaar gewees vir die Jode. Maar dis hoe God werk. En daarom is dit so belangrik dat ons daarop let, dat in God se koninkryk dit so werk. Dat ons baie keer sou sê, maar ons het ons eie voorbehoud. Ons het ons eie beperkings. Ons het ons eie verskonings. Maar dis nie hoe God werk nie. Wanneer God vir ons die opdrag gee, wanneer God ons wil gebruik, dan moet ons gehoorsaam wees. En wanneer Petrus dan saamgaan na die huis van Kornelius toe, dan word op die volgende wyse ontvang. Ons lees daarvan in die tweede deel van vers 23. Die volgende dag het hy en 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan, en 'n dag later in Caesarea aangekom. Kornelius het hulle verwag, en het sy familie en huisvriende reeds bymekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Kornelius hom tegemoet gegaan, en eerbiedig voor hom gekniel. Maar Petrus het hom laat opstaan en gesê, staan op, ek is self ook maar net 'n mens. Terwyl Petrus met Kornelius praat, gaan hy die huis binne, want hy het baie mense daar gevind. En hy sê vir hulle, julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys, dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om te stribbel gekom, toe julle my laat haal het. Dis interessant om te sien wat Petrus doen. Die eerste is, wanneer hy dan vir Kornelius ontmoet, dat Kornelius kom en voor hom buig, maar dat Petrus vir hom sê, moet dit nie doen nie. Want ek is ook maar net 'n mens. Ja, ons vind nogal hierdie koddige gebruik in sekere plekke in die wêreld, waar mense voor ander mense buig. Ons buig eintlik net voor die Here. Petrus is baie duidelik daaroor, om dan vir Kornelius te sê, jy hoef nie voor my te buig nie, jy moet nie voor my buig nie, ek is ook net 'n mens. En weer eens, die waarheid van die koninkryk van God. Hier gaan dit nie oor belangrike en onbelangrike mense nie, oor base en klase, oor 'n hiërargie. Nee, hier gaan dit dat ons almal weet dat ons 'n koning het en dat sy naam Jesus is. En wat vir Petrus dan geld, natuurlik ook vir Kornelius geld. Die tweede wat Petrus doen is, wanneer hy by hierdie huis inkom, dan sê hy baie duidelik, dat mense moet weet. Dit is eintlik volgens die Joodse gebruik nie aanvaarbaar, dat hy saam met heidene in 'n huis ingaan nie. Maar, en dis die groot maar, dat Petrus onmiddellik in sy openingswoorde vir Kornelius en vir sy familie en almal wat hier saam in die huis is, vir hulle baie duidelik sê, God het vir my hierdie opdrag gegee. En so is dit dan dat Petrus die geleentheid kry om vir Kornelius hulle, en die gesprek asseblief, ek wil vir jou vra om die res van die hoofstuk te gaan lees, dis baie besonder is. Maar ons het nou nie tyd om aan alles aandag te gee nie. Maar Petrus, wat onmiddellik vir hierdie mense daarop wys, dat God die God is, wat ook vir hom hierheen laat kom het, met 'n boodskap. En dat hy die goeie boodskap en die blye boodskap oor Jesus het. En dat hulle van Jesus kan leer, en dat die Heilige Gees ook oor hulle uitgestort word. Ja, dit is hoe die Here werk. Daarom moet ons mooi verstaan wat in hierdie gedeelte gebeur het. Die tema vandag is dat ons mekaar nodig het. Hier is die mooi voorbeeld daarvan. Kornelius het inderdaad vir Petrus nodig gehad, om vir hom van Jesus te kom vertel. Maar Petrus het ook vir Kornelius nodig gehad, sodat Kornelius vir hom die volgende stap en groei in sy geloof kan laat ervaar, naamlik, dat daar nie beperkings is nie, dat daar nie grense is nie, dat Joodse bloed nie belangriker is as enige iemand anders se bloed nie, maar dat alle mense voor God gelyk is. En so het God dan beskik, dat Petrus en Kornelius by mekaar uitkom. Kornelius wat vir Petrus nodig gehad het, Petrus wat vir Kornelius nodig gehad het. En die res is 'n pragtige beskrywing van wat daarna gebeur.
Dit bring ons regtig by die punt om vir mekaar ook weer vandag te sê, en daaraan te herinner, dat ons in hierdie wêreld vir mekaar nodig het. Dat God nie in 'n bepaalde hiërargie werk nie. Dat God nie die God is wat net sekere mense in sy koninkryk gebruik nie, maar dat God alle mense in sy koninkryk gebruik. God gee gawes deur sy gees vir alle mense. Hy gee vir niemand alles nie, en hy gee vir niemand niks nie. En waar hy die hoof van sy kerk is, het ons die voorreg om almal saam te kan werk in sy koninkryk, om 'n bydrae te lewer. Daar is niemand wat kan sê, ek sit op die paviljoen nie. Een van die sleuteltekste van hierdie gemeente is, die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En daarom enige iemand wat in hierdie gemeente gedien wil word, het eintlik nie 'n plek daar nie. Maar elkeen wat bereid is om te dien, het 'n plek, want dis hoe die Here vir ons deur sy gees lei. Hy wil ons elkeen gebruik. In die afgelope weke het ons hierdie pragtige voorbeelde gehad, maak nie saak wat in die wêreld gebeur, maak nie saak wat die inperkings is nie. En ja, die Kombersprojek wat ons byvoorbeeld, om soveel mense dan ook 'n bietjie te help ten opsigte van die koue van die Hoëveldse winter. Ons sou dit anders wou doen en wou dit dalk self gaan uitdeel het, maar ons kon nie. Maar dit beteken nie dat die Komberse nie hulle uitpunt bereik het, waar ons graag vir mense ook op hierdie manier 'n bietjie wil help. Fenomenaal was die reaksie gewees van hierdie gemeente, toe ons ook gesê het, dat daar behoefte is ten opsigte van kinderklere, laerskool kinderklere, by verskillende skole aan die Wesrand. Baie dankie vir elkeen wat ook daarop gereageer het, en dit op 'n manier gedoen het, om te dien. Daar is nie foto's geneem van wie dit is wat dit afgelewer het nie, en daar is ook nie 'n noodwendige dankbriefie vir elkeen geskryf nie, maar glo my wel, dat wanneer dit op die eindpunt uitkom, waar kinders hierdie klere kon kry, dat daar oorvloedige dankbaarheid ook daarmee gepaard gegaan het. Daarom wil ek hierdie geleentheid ook weer gebruik om te sê, kom ons besef, in die koninkryk van God het ons elkeen 'n rol te speel. Ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig, ons het jou nodig, met die gawes wat die Here ook vir jou gee. Hy wil jou in sy koninkryk gebruik. Al is dit dat ons komberse kan laat uitdeel. Al is dit dat ons klere kan gee. Al is daar soveel ander voorbeelde ook hiervan nog steeds. Wees daar op 'n dag, gaan kyk in jou situasie en weet net weer vandag, dat jy 'n sleutelrol speel in die koninkryk van God. Dat daar nie 'n hiërargie is waarin jy nou eers moet gaan bepaal waar jou plek is nie. Nee, ontdek jou plek in die liggaam van die Here wat saam funksioneer, wanneer die Here ook in hierdie wêreld steeds werk. Steeds werk, ook in Junie 2021, oral oor die wêreld, ook hier en nou. In en deur jou en my en elkeen wat hy as sy kinders gekies het. Die Here seën ook vir jou, vir elkeen van ons, in hierdie heerlike taak wat ons het, om in sy koninkryk steeds betrokke te wees. Kom ons gaan doen wat hy van ons elkeen vra. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet in hierdie wêreld is daar niks wat u keer nie. U gaan onstuitbaar voort met u werk. En veral dat ons vandag weer kon leer uit die woord. Dat elkeen vir u belangrik is. Dat elkeen tot u koninkryk 'n bydrae kan maak. Dat u vir ons almal gawes gegee het en dat u die God is wat vir ons verseker. Dat u vir ons almal lief is. Dat ons almal vir u belangrik is. So belangrik is dat u eie seun vir elkeen van ons gegee het. En dat u die God is wat ook vir ons insluit in die taakspan van u kerk. Ook nou in 2021. Dankie Here vir elke ene wat dan ook al gesond geword het, nadat hulle hierdie virus opgedoen het. Dankie dat ons vandag kan bid vir elke ene wat in moeilike omstandighede is, maar ons gee ook aan u die eer dat ons weet, dat u die God is wat getrou is, vir ons altyd in die hand hou, en altyd vir ons verseker, dat u genade groot en genoeg is. Gebruik vir ons tot u eer asseblief, Here. Dankie dat ons dit mag bid, in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord die Here op sy woord, wanneer ons hier die lied saam sing. Neem my lewe, laat dit hier u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig.
Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in u goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Heere hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks nou met my eie meer, al my kennis en verstand stel ek in die Vader hand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. Neem my lewe, laat dit neer, u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Nadat ek die seën uitgespreek het, sal ook die gemeente se bankbesonderhede weer verskyn. Baie dankie vir elkeen se bydraes. Ons probeer regtig vir julle as gemeente hoog te hou van wat onder andere ook met bydraes in hierdie gemeente gebeur. Weet daarom dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die wonderwerking van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en bly, en hy sal ons bly gebruik tot sy eer, totdat ons Here en Koning ons eendag weer kom haal. Amen.